Goeiemôre en weer eens baie welkom saam met ons oor oordenkingtyd. Ons kyk en ek dink jy's nou al bewus daarvan. Ons PTSD-reeks, as ek dit so kan sê, nee, nog nooit gedink ek gaan daaroor preek nie, maar uit die kruis uit. Jesus is deur trauma op die kruis. Sy disippels is deur trauma. En hoe word 'n ou gesond daarvan? Want dis 'n gevaarlike siekte. Ek sien nie simptome, ek sien nie effek daarvan. En ek dink jy het gesinne, families, vriende wat dalk daardeur gaan. Hoe word ons gesond, sodat ons vol kan wees van die Heilige Gees en ander mense kan help om die lig en die lewe en die liefde te sien. Vandag se skrif, Johannes 21:12, die volgende stappie of nog 'n stappie. Jesus het uitgenooi, kom kry ontbyt. Nie een van sy disippels het dit gewaag om vir hom te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dis Jesus, né? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus het nader gekom, die brood geneem en aan hulle uitgedeel. Net so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Hierdie is vir my 'n mooi verhaal en ons gaan môre verder met hierdie verhaal, maar die beginsel van alweer eet. Ek's mal oor eet, jy ook, ek seker daarvan, nee. Maar wat probeer Jesus? Ek het al gesê, die eet is iets van, kyk na jouself, selfsorg, nee, moet dit nie verwaarloos nie. Die eet is iets van Jesus trek mense intiem nader aan hom en wys sy hande, het ons gister gesien, dink ek, by die Emmausgangers. En vandag het hy net weer saam met sy disippels geëet. En dis die 3de keer wat hy aan hulle verskyn, en ek dink as ek reg onthou, 2 uit die 3 keer het hy saam met hulle geëet. As jy die Emmausgangers vertel, was dit 4 keer dat hy 3 uit die 4 keer het saam met hulle geëet. Daar's iets van community. Mens, ons moet tussen mense kom. Veral as ons seer het. Wat is die mees bekende woorde by 'n begrafnis of na 'n begrafnis of rondom 'n begrafnis? Ek's nie lus vir mense nie. En jy het al gesê, jy het al gehoor? Ek het dit al gesê. Ek sien lus vir mense, na trauma. Ek wil net wegkom, ek wil net bietjie alleen wees. Donker kamer sit, lig af sit, fetusposisie gaan lê en my duim suig. Ek is nou nie lus vir mense nie. En Jesus wys, nee, die manier hoe jy gesond word is, kom uit, leef, eet, braai vis, gaan vang vis, kuier saam met jou close mense, en deel met hulle, en net, ek sien net hierdie skok van, hoe awkward dit is in die begin, want niemand sê, wie is dit Jesus, is dit nie Jesus nie, maar almal weet dit is Jesus, maar niemand praat nie, en hy breek die ys, met kom ons kuier saam, groot beginsel mens, moenie jouself isoleer, as jy deur trauma gegaan het nie. Moenie jouself isoleer, as jy seer en pyn het, en voel jy wil net weghardloop, kry mense om jou, close mense, goeie mense, liefdevolle mense, vriende wat jy kan vertrou, en sit jouself weer out there, en begin weer kuier, en eet saam, en kuier saam, en braai saam. Pad van genesing. Hierdie disippels moes die wêreld gaan verander as 'n groep. Die groep kan nie nou opskatter en breek nie. Hulle moet by mekaar bly. En Jesus doen dit. Okay, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons almal is al deur soveel seer en trauma, waar ons net sê, ek sien nou lus vir mense nie. Ek wil nie nou kerk toe gaan nie. Ek wil nie mense sien nie. En ons almal was al daar, Here, en hoe reg of verkeerd daai emosies is, en hoe nodig dit vir 'n dag of 2 is, ons kan nie daar bly nie, Here. En U wys vir ons, in hierdie 40 dae is U doelbewus, hierdie goed is nie per toeval nie, U is doelbewus besig, om binne die eerste 2-3 kere wat U verskyn aan die disippels, eet U saam, kuier saam, lag U saam, breek U die ys om vir hulle te sê, hier's my wonde, hier's my seer, ek is ook al deur wanneer julle is, kom ons stap saam die pad, en bou die koninkryk. Here, help ons daarmee, is my gebed vandag, in Jesus naam, amen. Dankie liewe vriende, sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.